Goeiedag en baie welkom weer by jou spesiale bederf nommer 49. En vandag se spesiale bederf se tema is Oom Karel, die bakkie en die brug. Iewers elders, lank gelede was daar 'n ou oom Karel, wat al vir jare op sy plaas gebly het. Hy het nie veel gehad nie, net 'n ou bakkie, 'n paar hoenders en 'n droë maar gesonde humorsin. Maar sy staan by sê was altyd: as jy val, staan jy weer op. Nou kyk, oom Karel se plaas het aan een kant van 'n diep rivier gelê. Die enigste manier om by die dorp uit te kom, was oor 'n ou lendelam houtbrug, wat lank al beter dae gesien het. Een wat gelyk het asof hy deur Noag self gebou is, nadat hy uit die ark gekom het. Elke keer as hy oor die brug gery het, was dit 'n gekraak en gekreun van die planke, so asof die bakkie 'n gesprek met die dood gehad het. Een reënerige dag loop laai oom Karel toe sy bakkie vol mielies om dit op die dorp te gaan verkoop. Soos 'n nat gereende hoender het hy so koeskoes in die bakkie geklim. Die engine gebloei en met die draai van die sleutel die bakkie maak brul en die bakkie toe in 'n rad gegooi. Met rookwalms wat draai, het dit die ene soos 'n rookoffer gelyk wat oom Karel gebring het. Die bakkie het toe met so 'n ruk ongemotiveerdheid die brug gevat. So tussen 'n amperse weier, gekreun en gesteier, het hy toe die brug bestyg. Maar net toe hy so by die stilte na die middel van die brug kom, toe wil oom Karel nog, maar die brug het genoeg gehad. En toe sien die brug en oom Karel amper sonder 'n spieël daardie ding wat ry met nat, maar wat eintlik begin met 'n g. Dis planke wat spat, drade wat sweep, en toe stadig, baie stadig, begin die ou bakkie toe duikboot raak. Soos dit 'n boer betaam, het oom Karel eers geveg. Hy het die petrol plat getrap, die engine het benoud winde gesluk, die wiele het so spiere bootpropellers gedraai, maar van dryf en vorentoe beweeg, wou die bakkie niks weet nie. Hy het net al dieper en dieper soos 'n klip begin swem. Toe die water met sulke yskoue vingers aan oom Karel se kuite begin gryp, het hy geweet dat as hy nie nou uitklim nie, dan gaan hy elders moet aankom. En hy het nog nie lekker geweet waar dit sou wees nie. Maar nou moet daar ter versagting gesê word dat oom Karel nou ook nie meer een van vandag se spiertuur sportmodelle was nie. Aan die kop was hy nog 30, dalk 40, maar die lyf het so ten dele probeer bybly by die diep 60 afdraandes van die ouderdom. Met 'n groot gesukkel is hy by die venster van die bakkie uit. In sy vensterontsnapping het sy trombose, dis nou die pens, die trom wat so oor die boos hang, die dag so amper sy lewe geëis. Eers vorentoe, toe terug, toe dwars en weer terug, en toe op die sy het hy by die venster uitgegly. Met 'n water en lug boogspuit het hy die oppervlak soos 'n walvis gebreek. Hoesende en proesende het hy die ontdekking gemaak dat die trombose daarmee bedekte seën met voordele was. Dit het amper soos 'n soort van lewensreddingsboei geword. So met blinkpens bo het hy kraps gewys, so half stroom af, in 'n 60-jarige plus, sy slagstyl na die oorkant toe gewerk. Oorkant aangekom, was dit toe tyd vir uitklim teen die nat modderwal. Hy het geglip en gegly, gegryp en geklou, en toe uiteindelik met stoomwalms wat so uit die longe, die klere, die lyf en plek uit die onderlyf getrek het,
homself op die oorkantste oewer wyd uitgegooi. Nadat hy die asempie teruggekry het wat hy amper verloor het, het hy die een oog so in die rigting van die brug gegooi. Die bakkie het ook sy staan teen 'n bank gekry, veilig geanker deur die sakke mielies en die roesgate wat nie veel weerstand gebied het nie. Van die mielies wat uit die versmoor van die sak in die water ontsnap het so sonder sukkel stroom afgedryf op pad na nuwe wortelskietplekke. En toe het daar iets vreeslik vreemd gebeur. Hoewel hy 'n droosin vir humor gehad het oom Karel nie sy mondhoeke oorys met wye glimlagte nie. Vanuit 'n onbekende diep binneplek het daar 'n bulderende traneloop diep lekker uit die maaglag van oom Karel besit geneem. 'n Jong man genaamd Piet, wat toevallig daar verbygery het alles sien gebeur en het met glyende modderbande langs oom Karel tot stilstand gekom, uitgespring en gesê: Oom Callie, oom se bakkie is in die water, die mielies is weg, hoe kan oom Callie hier lê en lag? Dis toe dat oom Karel so met die rugkant van die hand, soos 'n ruitveer, die water van sy gesig afvee en so deur die lag en hy vir die jong man sê: Boeta, ek is okay. Ek het vandag 2 dinge geleer. Eerstens, ek het uitgevind ek kan nog dryf en swem. Tweedens, ek het gesien dat ek miskien maar nou 'n nuwe brug moet bou. Met 'n frons wat wonder of oom Karel se varkies nog almal op hok is, het Piet gesê: Maar oom Callie, oom het alles verloor. Alles, het oom Karel so sê vra sy kop geknik en gesê: Nee, Boeta, ek het nog 'n asempie in my lyf. Ek lewe. En ek kan nog meer doen as wat ek gedink het ek kon. En bo alles, het ek nou 'n storie om te vertel. En weet jy wat? Ek sal daardie bakkie uit die water kry. En ek sal nog 'n oes plant. En dit is presies wat hy gedoen het. Met die hulp van die boere in die omtrek en die dorp se mense, het hulle die bakkie uit die rivier gekry. Hy het 'n nuwe brug gebou, sterker en beter. En elke keer as hy oor daardie brug gery het hy net geglimlag en gesê: Soms moet jy eers sink om te leer hoe om te swem. So wat kan ek en jy vandag leer? Dinge gaan skeefloop. Dis nie of dit gaan gebeur nie, maar wanneer. Jy het 2 keuses. Jy kan lê en huil of opstaan en lag. Soms dwing 'n storm jou om iets nuuts te bou, iets sterker en iets beter. Moenie bang wees vir die riviere in jou lewe nie. As jy val, staan weer op. En as jy in die water beland, leer swem en bou 'n beter brug. Geniet hierdie naweek met 'n passie en betaamlikheid, want jy is mos 'n koningskind. Liefde groete, Charles Botha. Om elke dag 'n dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp na die aangeduide nommer hier te stuur. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.